Goeiedag liefdes, van my Pastor Tief Boysen en die hele beleefspan. Welkom terug by week 3 van ons reeks 'n beter manier. In hierdie reeks kyk ons na verskeie voorbeelde van hoe Jesus geleef het. En dat sy manier van leef was eintlik maar net beter. Een van die dinge wat Jesus se lewe so anders te gemaak het as hoe ek en jy vandag eintlik maar leef, was hoe hy mense gesien het. Vir Jesus was mense nie net in die agtergrond nie, hulle was nie net deel van die skare nie, hulle was beslis ook nie vir hom onderbrekings nie, hulle was deel van sy lewe. In Lukas 19 lees ons van Saggeus, 'n man wat meeste mense vermy het en wat die meeste mense maar ook vermy het. Hy het nie gehou van sy mense om en die mense om hom het nie gehou van hom nie, hulle het maar spanning gehad mekaar. En dan kom Jesus op die toneel en iets opvallends gebeur. Jesus stap by 'n plek in en hy stap onder deur hierdie boom en die volgende oomblik stop hy en hy kyk op, want in hierdie boom sit Saggeus en hy ontmoet hom dan met hierdie woorde. Hy sê, ek moet vandag in jou huis tuis gaan. Nie eendag nie, of wanneer gaan jy tyd hê, Saggeus nie, ons moet hierdie meeting gou reël nie. Hy sê, nie wanneer dit gerieflik is nie, hy kyk op en hy sê, ek moet vandag in jou huis tuis gaan. En dis hier waar ons die hart van Jesus se manier werklik raak sien. Jesus het nooit gejaagd gelewe deur mense nie, hy leef teenwoordig saam met mense. En dit vra iets van ons, 'n beter manier om te leef, is om op te hou om mense te sien as iets wat net my tyd vat, of iets wat my planne onderbreek, of iets wat ek later by sal uitkom, of later sal hanteer. En eerder te begin vra, Here, is hierdie persoon dalk presies wie u nou voor my geplaas het? Geliefde, van die waarheid is, jy kan nie mense lief hê waar jy nie is nie. Jy kan nie Jesus se hart weerspieël as jy altyd verby mense net jaag nie. Miskien is die persoon voor jou vandag 'n kind wat aandag soek, 'n kollega wat swaar trek, wat sukkel, miskien 'n vriend wat net die laaste tyd stil geraak het en jy weet jy moet uitreik. 'n Beter manier is om te stop, te kyk en te luister. En ek wil jou aanmoedig, doen dit vandag en doen dit doelbewus. Al voel jy, dis klein, dis nietig, dit maak nie regtig 'n groot verskil nie. Onthou, Jesus het lewens nie net verander deur groot preke nie. Hy het lewens verander deur teenwoordig te wees, om tussen mense te wees, stil te staan, te stop en te sê, vandag. Nou as jy vandag kies om mense raak te sien, dan wil ek jou uitdaag, soos jy die laaste paar weke doen, om een woord in die kommentaar vir ons te tik, en as jy wil stop en mense raak sien, is die woord sien. Tik dit daar in die kommentaar, sê sien, en maak dit vandag jou verklaring dat jy wil stadiger beweeg, sodat jy saam met mense kan beweeg en mense raak sien. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons is vandag dankbaar dat u gestop het by Saggeus en dat u gesê het u wil vandag met hom aan huis gaan en dat u ook by so baie van ons stop en sê, "Haai, ek wil by jou tuis gaan." My gebed vandag, Here, is dat ons stadig genoeg sal beweeg om eerstens raak te sien dat Jesus by ons stil staan en na ons behoeftes omsien en na ons kyk en vir ons omgee en vir ons vrede bring. Maar ook so dan te begin werk in ons harte en ons gedagtes, dat ons sal stadiger beweeg, dat ons met meer vrymoedigheid sal stop en raak sien wie voor ons is. Here, mag ons nie net blindelings verby storm nie, maar werklik begin oplet, wie is die mense om ons, wie u voor ons plaas, wat ons moet raak sien. Gebruik ons op hierdie wyse, Here, aktiveer ons op hierdie wyse, en ons dankie daarvoor, dat u ons ook so vertrou met die mense om ons. Ons loof u, ons eer u, en ons sê, Amen. Geliefde, gaan in vrede. Totsiens.